Vriende, een van die hartseerste tonele wat 'n mens kan kry is Petrus wat met sy groot mond sê, as Jesus sê, julle sal my verloon, dan sê Petrus, nooit. Julle dalk, julle, maar ek nooit. En wat sê Jesus vir hom? Jy sal vanaand voor die haan 3 keer kraai, sal jy my 3 keer verloon het. Ek wil graag dit vir u lees, want as baie keer tye in ons lewens wat ons tog beleef, dat die Here die kollig op ons sit, en dat ons sonde sommer so uitpop, wil ek amper sê. Luister 'n bietjie hierso. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur gesien het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. Rukkie later sien iemand andersom en sê, jy is mos ook deel van hulle, maar Jesus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het iemand beslis beweer, so waar, die een het ook saam met daardie man gekom. Hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus het gesê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik daarna, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. Die Here het omgedraai na Petrus en hom aangekyk. Vriende, daar was al tye in my lewe dat die Here my so aangekyk het. Tye wat die Here vir 'n mens aanspreek. Dis deel van Paas naweek. Dat die Here by tye omkyk en sê, maak reg. Dis nou die tyd. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Here, daar's tye dat ons al ongemaklik gevoel het met u kyk. Daar's tye wat ons al gevoel het dat u ons uitsonder en tog het u omgekyk soos wat u vir Petrus gekyk het, omdat u vir ons lief is, omdat u ons wil help op die regte pad, omdat u ons wil lei op die regte pad. Dankie daarvoor. Dankie dat al is u kyk ongemaklik, en dan moes ons ook soos Petrus uitstorm uit 'n plek uit om net weer lig te kan kry. Here, dankie dat ons kan weet, u bedoeling is altyd om ons reg te help. Altyd om ons nie te laat dink. Elke keer om ons weer terug te begelei na u toe. Here, as ons nou vandag hierdie verhaal van die intog in Jerusalem hanteer, Here, wil u vir ons seën. Wil u vir ons 'n prentjie gee, dat ons u woord kan verstaan en kan hoor en kan voel as ware. Ons bid vir hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie. Bid in die besonder vir broer Nico wat sy been verloor het. Here, hy het pyn, hy het ongemak. Ons bid dit u vir hom asseblief sal bewaar en vir hom sal bystaan in hierdie tyd, saam met Marita en sy kinders. Here, dankie dat ons nou kan weet dat u hier is deur die Gees. In Jesus se naam. Amen. Lukas 19 vanaf vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het hom nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. As iemand vir julle vra, waarom maak julle die donkie los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe vooruit en alles net soos hulle gevind het hulle gekry. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarvoor of waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe en daarna gooi hulle van hulle klere op die rug van hom en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. En toe hy naby die stad kom,
teen die afdraande van die Olyfberg, het hy die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys en oor al die wonderdade wat hulle gesien het. En hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede op aarde en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak hulle stil, maak die volgelinge stil. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Ons lees tot sover. Vriende, iemand sê vir my in die week, hy is nou bly, dis Paasfees, maar sal dit nie wonderlik wees as die Here daar homself 'n bietjie kan kom gesig wys hier in Suid-Afrika om dinge vir ons reg te ruk nie. Nou ek moet bely, my eerste reaksie was nie negatief nie, want ek het gedink dit sal lekker wees as die Here kan kom en korrupsie en al die moorde en al die haat en al die dinge van verkeerd doen en regpraat sommer kan regstel in 'n oomblik. Dit sou nogal goed gewees het. Maar ek het begin wonder toe ek nou na Lukas 19 begin kyk en begin besef dat 'n groot deel van die skare wat Jesus ingewag het, ook Jesus ingewag het met dieselfde motief en gesê, dankie Vader, dis uitkoms. Ons is nou ontslaaf van die klomp Romeine, ons is ontslaaf van die soldate wat ons so intimideer. Die paartjies wat gesê het dat hulle bly is dat Jesus, seun van God, gekom het om hulle sondes te vergewe, was maar in die minderheid. Die probleem is dat, alhoewel almal gesê het hulle is bly om vir Jesus te sien, was die verwagtinge wat hulle gehad het, verskillend. Hulle verwagting was radikaal verskillend van mekaar. God se plan was 'n koninkryksplan. God stuur vir Jesus sodat Jesus kom sterf vir my en jou sondes. Nie net vir die ouens van daai tyd nie, maar vandag nog is Jesus se sterwe van pas in ons lewens. Die meeste het verwag dat Jesus vir hulle moes lei in 'n revolusie om die Romeine uit te sorteer. God se plan was veel groter as wat ons ooit kon dink. As jy deel van die skare was vanmôre, as jy deel was van die palmtak swaaiende, nie die WP so vla nie, die palmtak swaaiers, wat sou jy gevra het? As Jesus vandag met die bult hier van Peregrine af inkom dorp toe en jy sou vir hom inwag, wat sou jou verwagting vandag gewees het? Polities van aard, dat Jesus soos 'n genie is wat 'n klomp moeilikheid gaan kom uitsorteer, wat die kabinet gaan uitsorteer, wat ons waterprobleme en kragprobleme uitsorteer. Is dit die verlosser wat ons verwag? Of verwag ons die een wat sê dat hy gekom het om ons van ons sondes te verlos? Waarvoor wil jy hê moet Jesus regtig ingryp? Waarvoor wil jy hê moet hy ingryp? As jy mens na Lukas 19 luister, dan raak 'n mens bewus daarvan dat dit die prentjie begin maar klein eintlik. Jesus is daar met sy disippels, hy stuur 2 vooruit om vir hom 'n donkie te gaan haal. Dit gebeur sonder enige probleme en dan help hulle hom op die donkie en dis bloot 'n jong man van vlak in sy 30's wat saam met 12 van sy disippels die dorp of van die Olyfberg se kant af inkom na Jerusalem toe. Min mense. Die disippels het gekom en hulle het op die donkie se rug het hulle van hulle klere gesit en later sommer net ook van hulle klere op die grond gesit, ook as 'n teken van Jesus, ons aanvaar U as die seun van God. Maar ook tussen hulle was daar onsekerheid. Was Jesus nou daar vir 'n koninkryksbesef, vir verlossing van sondes, of was Jesus daar om hulle te red van die Romeine? En dan, as die eerste paar mense dit sien, dan raak hulle opgewonde, want net van tevore het daar ook 'n Romeinse amptenaar ingery in die stad, en hulle het vir hom ook vlaggies en palmtakke gewaai. En as die mense vir Jesus sien, dan is die reaksie aanvanklik maar rustig en stil. Maar hoe verder Jesus Jerusalem inloop, hoe harder raak die geraas. Hoe meer opgewonde word die skare. Wie is dit? Wie is dit? Dis die man op die donkie. Dis die Messias. Wat?
Die Messias, ja, die Messias wat ons gaan kom verlos. En so het die skare al meer uitbundig begin raak. Jesus was deel van God se ingrype in hierdie wêreld. En as Jesus in die pad afkom, sou jy nie kon dink dat hy deel is van die almagtige God se plan om ons te kom verlos van ons sonde nie. Want dit is 'n eenvoudige prentjie. 'n Prentjie van 'n man op 'n donkie met 'n paar manne rondom hom vergader. Mens sou nie kon dink dat dit die prentjie is wat gaan sê dis hoe God se verlossing vir die wêreld lyk nie. Dit pas nie by mekaar nie. Maar Jesus kom en opgewonde is die mense, want hulle herinner hulle ook aan wat in Sagaria 9 vers 9 staan. Sagaria het al voorsien dat die koning van die wêreld op 'n eenvoudige donkie na die stad sou aangery kom. En so raak die gevolg van opgewondenheid met hulle al groter. Die vreugdekrete raak al harder en die gesing van die massa terwyl hulle God prys en hulle oorklede as eerbetoon voor hom in die pad gooi. Jesus se eenvoudige inrit in Jerusalem raak 'n intog. Dit raak 'n triomfmars. Dis 'n ongelooflike geleentheid, vriende. En die mense raak al meer opgewonde. Maar as 'n mens mooi kyk na wat hier gebeur, is die palmtakke die simbool van oorwinning, ja. In die ou dae het hulle ook muntstukke gegooi wat 'n palmtak opgegraveer was. En dit was als tekens van oorwinning. Maar die woord Hosanna, ek het dit nooit geweet, ek het die week raak gelees. Die woord Hosanna beteken red ons. Hosanna vir die seun van Dawid. Seun van Dawid, red ons. Seun van God. Hosanna, red ons. En so kom Jesus dan nou Jerusalem in. Die skare raak al meer opgewonde. Hulle is al meer opgewonde oor dit wat gaan gebeur, watte kant toe ook al. En dan, as die skare se opgewondenheid op 'n hoogtepunt is, dan kyk Johannes en hy kyk in Jesus se oë en Jesus huil. Hy huil. En ek dink Johannes sou vir Jesus wou vra, wat is die probleem? Almal is hysteries, almal is opgewonde, almal waai hulle palmtakke. Wat is die probleem, Jesus? En as Jesus dan moes antwoord, sou Jesus gesê het, julle verwag 'n verlosser, maar dit nie dit waarvoor ek gekom het nie. Ek het gekom sodat julle verlos kan word van julle sondes. Daarom huil ek. Julle verwagting is verkeerd. Want die Messias, na wie hulle so hartstogtelik verlang, is uiteindelik by hulle, maar hulle herken hom nie. En dit weet Jesus in sy hart, hulle herken hom nie. Na alles wat hy vir hulle gewys het, dooies opgewek uit die dood, siekes gesond gemaak, noem maar op, mense kos gegee, maar hulle verstaan nog steeds nie. Hulle was totaal en al blind vir God se plan. En daaroor huil Jesus. Die skare het eenvoudig nie kans gesien dat hulle lewe moes lei waar sê God, U moet vir ons begelei. U moet vir ons lei en U moet vir ons help om lief te hê soos wat U lief gehad het. U moet vir ons help om te vergewe soos wat U vergewe het. U moet vir ons help om te bid en te glo soos kindertjies, soos wat U ons kom leer het. En die skare het nie daarvoor kans gesien nie. En daarom was dit baie maklik geweest ten slotte vir die priesterhoofde om toe die probleme begin kom die nag toe hulle Jesus gevange neem en hulle hoor die storie, Jesus is gevange geneem, hy is toe nou nie wat hulle gedink het hy is nie. Die priesterhoofde het hom uitgewys dat hy 'n skelm was. Hy is nie die koning van die Jode nie, dis al stories. Het die mense baie gou verander van plan vir wie hulle ondersteun. En dis die hartseer vir letterlik binne 3 dae het hulle verander van prys hom die seun van Dawid, het dit verander na kruisig hom. Wat leer ons vandag hieruit? Wat is ons verwagting oor Jesus se koms?
Wat is ons verwagting as ons Paasnaweek ingaan en ons sê vir mekaar, dis Paasnaweek, ons herdenk Jesus se koms uit die aarde toe, sodat mense weer nie kon dink oor God se verlossingsplan. Wat dink jy? Wat dink ek? Miskien is daar tog 'n tikkie van, ag Here, kom sorteer asseblief hierdie sosiale gemors uit, hierdie politieke woestyn waarin ons is. Kom verlos ons hiervan asseblief. Ek kan dink dat daar sulke krete gaan wees. Maar die kreet wat moet uitstaan is die een wat sê, Jesus, U kom na hierdie wêreld toe vir my sondes, vir my verlossing, vir my nuut maak, om vir my so nuut te maak, sodat ek uitgestuur kan wees in hierdie wêreld. Al loop dinge skeef, al werk alles nie soos dit moet werk nie, al is daar ouens met lang vingers, al is daar mense wat lelike goed vir mekaar sê, rasgewys. Na hierdie wêreld kom Jesus en kom nooi ons om as sy kinders die wêreld in te gaan, anders te gaan leef, nuut te gaan leef. Dis my en jou se antwoord. Watter soort Messias verwag jy? Wat verwag jy hierdie Paasfees? Kom ons gebruik so 'n paar oomblikke van stilte, dan reflekteer ons net hieroor. Here, ons sien in ons geestesoog die skare wat wuif, 'n skare wat jul, maar ons sien ook 'n skare wat nie net palmtakke gooi nie, maar ook 'n skare wat skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Ek sien ook myself in die skare, Here, en ek wonder wat sou ek geskreeu het toe ek ook tussen hulle was. Maar nou weet ons van beter, Here. Nou het U deur die woord en deur die Gees vir ons kom verduidelik dat U verlossing koninkryks verlossing is. U het vir ons kom leer van verlossing van sondes, van nuut maak, van leef deur die Gees, van leef in die geloof, van mag bid as ware met oop oë. Dankie daarvoor. Ons gebed is nou, Here, dat U vir ons in hierdie dag ook sal help om ons te begin voorberei vir hierdie naweekse gebeure. Help ons, Here, dat ons weer opgewonde kan wees en ook kan opgewonde wees Sondag as ons Paas Sondag vier. Here, help ons om te verstaan die grootheid en die almag van U verlossing en die oormag van U liefde en U genade. Dankie dat ons dit alles mag bid in Jesus se wonderlike naam, ons verlosser, ons saligmaker. Amen.